vir 'n storie, sê jippie. Dis tyd vir avontuur saam oupa Piet. Gryp 'n kussing, kom sit sag, die beste tyd van die hele dag. Vandag het ek 'n storie wat amper soos 'n speurverhaal klink. Dit kom nie uit die Bybel uit nie, maar dit is 'n ou Joodse legende oor koning Salomo. Julle onthou mos, hy is die koning wat so slim was dat mense van oor die hele wêreld gekom het om net na hom te luister. 'n Legende is stories wat mense oor die jare vir hulle kinders vertel het en die kinders toe weer vir hulle kinders. Dit is maar soos die stories oor Rooikappie en die wolf of die 3 varkies. Hierdie storie gaan net oor koning Salomo en hoe slim hy was. Kom ek vertel julle. Salomo het alles geweet, van diere, voëls, visse en selfs die bome in die bos. Maar selfs die slimste koning kan soms hulp gebruik van die kleinste dingetjies. Koning Salomo en die slim bytjie. Lank gelede was daar 'n koning met die naam Salomo. Hy was skatryk, maar sy grootste skat was sy verstand. Hy was so wys dat hy selfs die tale van die natuur verstaan het. Op 'n dag, terwyl daar 'n lekker briesie gewaai het, 'n briesie is maar net 'n sagte of ligte wind, het 'n klein bytjie haar pad verloor. Sy vlieg toe by die venster in, reguit in die koning se pragtige paleis in. Die wagte wou haar dalk wegjaag, maar die bytjie het saggies vir die koning gesê: "Asseblief koning, spaar my lewe. Ek is dalk klein, maar eendag sal ek u weer help." Die koning het geglimlag. Hy het gedink: "Wat kan so 'n klein bytjie nou vir 'n magtige koning soos ek doen?" Maar hy was goedhartig en het haar laat gaan. "Vlieg maar, klein bytjie," het hy gesê. "Ek het vandag niks van jou nodig nie." Baie dae het verbygegaan. Toe kom daar 'n besoeker van baie ver af, die koningin van Skeba. Sy het gehoor hoe slim Salomo is, maar sy wou nie alles glo wat sy hoor nie. Sy wou hom toets. Sy het vir hom raaisels en moeilike toetse gebring. Sy was eintlik 'n regte klein ryk doring in die vleis. Eers gee sy vir die koning 'n groot edelsteen. In die middel was 'n klein kronkelende gaatjie. "As u so slim is," sê sy met 'n skelm glimlag, "sit dan 'n touwtjie deur hierdie steen." Dink julle Salomo het gesukkel? Wel, hy het 'n sywurm gevra om deur die gaatjie te kruip. En soos die sywurm deurkruip, trek hy 'n fyn sydraadjie reg deur die steen. Die koningin was verras, maar sy was nog nie klaar nie. Sy vul toe 'n kamer met 50 seuntjies en 50 dogtertjies. Hulle was almal presies eenders aangetrek. "Sê vir my, wie is die seuns en wie is die dogters?" sê sy. "Dan sal ek weet u is die slimste in die wêreld." Salomo het geweet presies wat om te doen. Hy laat bring toe bakke water vir elke kind. "Maatjies," sê hy, "was gou julle gesiggies." Die seuns het dadelik begin plas en spat dat die water so spat. Maar die dogters, hulle het net saggies hulle vingertjies in die water gedoop en hulle gesiggies versigtig gewas. So kon die koning maklik sien wie is wie. Nou was die koningin sommer briesend kwaad. Sy moes 'n manier kry om die koning vas te vra. Sy laat haar vakmanne toe 99 blomme maak. Hulle was van lap en draad, maar hulle het so reg gelyk dat selfs die koningin nie die verskil kon sien nie. Sy gaan toe na die koning se tuin en pluk net een regte blom en steek hom weg tussen al die vals blomme. Die volgende dag by die groot partytjie sê sy: "Koning, hier is 100 blomme.
99 is vals, maar 1 is regtig. Kan u hom vind? Die koning het aan die blomme geruik, maar hulle het almal soet geruik na parfuum. Hy het aan hulle geraak, maar hulle was almal sag. Salomo het begin wonder, gaan ek nou soos 'n dwaas lyk voor al my mense? Skielik hoor hy 'n geluid. Zoem, zoem, zoem. Dit was die klein bytjie wat hy lank gelede gered het. Ek is hier om te help, koning, het sy gefluister. Ek is hier om u terug te betaal vir u goedhartigheid. Die bytjie het vinnig oor die blomme gevlieg en sonder om te huiwer, gaan sit sy reg in die middel van die een regte blom. Die een met die heerlike vars heuning binne-in. Die koning het afgebuk, daardie blom opgetel en vir die koningin gegee. Sy moes toe maar erken, koning Salomo was waarlik die slimste mens op aarde. Maatjies, weet julle hoekom was hy so slim? Want toe hy jonk was, het God vir hom gevra wat hy wil hê, rykdom of krag. En Salomo het gevra vir wysheid, sodat hy mense reg kon help. God was so bly daaroor dat hy vir Salomo alles gegee het, wysheid, rykdom en eer. In die Bybel, in 1 Konings, staan daar dat God vir hom gesê het, ek gee vir jou 'n wyse en verstandige hart, sodat daar voor jou niemand soos jy was nie, en na jou niemand soos jy sal opstaan nie. Onthou maatjies, dit maak nie saak hoe groot of klein jy is nie. Almal kan 'n verskil maak. En as jy ooit nie weet wat om te doen nie, vra vir God vir 'n bietjie wysheid, net soos Salomo. Klik asseblief die subscribe klokkie en die like duimpie. Asseblief, ek vra mooi, dit sal help om ons kanaal te groei. Deel ook sommer asseblief die video met julle maatjies. Doe asseblief.